Okay julle, hierdie gaan episode 5 wees in die reeks. Ons gaan vandag so bietjie net so vinnig raak. Ek glo dit gaan 'n redelike kort videoetjie wees, maar aan die tipe beddings wat jy gaan maak en wat nou nogal belangrik is. Ek gaan sommer in dieselfde video gaan ek saam dek wat kan jy saam plant en wat kan jy nie saam plant nie. So dit is nogal 'n belangrike konsep om ook te verstaan. Maar kom ons begin eers by die beddings. So jy het nou 'n keuse. Jy kan nou maar klein walletjies maak en vir jou klein beddingkie skep en daar gat jy. Ons het maar 'n kombinasie van baie. Ons het byvoorbeeld ou voertuigwiele waaraan ons plant. Dit werk nogal lekker vir sekere van die goed wat jy plant. Maar dit sal nie werk vir alles nie. Byvoorbeeld as jy nou as ek so vinnig kan dink aan iets wat dit nou nie voor gaan werk nie, is byvoorbeeld 'n pampoen. Hy gaan baie sukkel om in 'n tyre byvoorbeeld geplant te word. Nie dat jy dit nie kan doen nie, jy kan dit verseker doen. Jy weet so ek skiet jou nie af as jy byvoorbeeld daai roete wil gaan nie, maar ek stel maar net voor, jy weet daar is maar sekere metodes wat net beter werk. So een van die goedjies wat ons hierdie jaar bietjie gaan aanpak is om vir ons raised beds, so dis maar verhoogde beddings, kan jy nou maar of sê. Nou dit gaan oor gemaklikheid as ook om jy weet as jy nou daaraan dink is dit maar 'n tyre, maar hy's net op baie groter skaal wat jy nou maar bietjie van die grond af lig. Dis dubbeldoelig, dis 'n toets om te kyk hoe goed die goed groei daarin. En dan ook jy weet ons het nou onlangs 'n bietjie jy weet goed gekry wat jy die goed mee kan op rank ensovoorts. So ons wil dit nou graag bietjie probeer. So, maar mense, op die einde van die dag is dit nie regtig nodig om al hierdie fancy goed, as ek dit nou maar so kan stel, te doen nie. Op die einde van die dag is die ding is, jy moet 'n plekkie skoon maak, daar moet nie onkruid wees nie. Jy wil die grond bietjie losmaak, jy wil die saadjie in die grond kry en jy moet water daar kry. Dis maar die belangrikste konsep. Een van die moeilikste goed wat ons ervaar het met die hele plantery is wel om die onkruid te beheer. Nou onthou nou, in vandag se tyd is dit mos nou maar redelik maklik, jy spuit een of ander gif en daai gif maak die onkruid dood en dan plant jy jou saad. Maar wat ons nou maar op fokus is om dit nie so te doen nie. So ons eindig op waar jy die goed met jou hande uittrek. Daar's 'n paar voordele daaraan. Jy kan daai selfe onkruid vat en dit in water sit, laat hy 'n bietjie vrot, as jy dit nou maar so eenvoudig kan stel, en dan kan jy daai weer op jou plantjies gooi, wat nou weer baie goeie voedingsstof is. Dis nou 'n eenvoudige manier om te stel, daar's 'n hele paar triks daaraan. Maar dit is maar die manier wat jy dit moet doen. Nou, dit is een van ons grootste uitdagings gewees nog elke keer wat ons gaan plant het, is om die plekke onkruid vry te hou en gras vry te hou. Want ongelukkig is maar alles, jy weet as dit goeie reën is, dan groei die goed, laat dit bars. Maar dis ongelukkig nie net jou groente wat groei nie, dis alles. So, dis maar altyd 'n moeilike enetjie. En jy moet dit ook maar saam met die natuur probeer werk. En wat ek daarmee bedoel is, ons het nou al gekry in die verlede waar jy jou plante baie mooi skoon hou en dan kom die wind deur en dan breek hy al jou pampoen stingels byvoorbeeld, jy weet as gevolg van die wind. Waar as jy hom 'n bietjie veiler hou, dan jy weet dan keer hulle so 'n bietjie van die wind ook. So daar is maar geen vat op alles soos wat dit maar werk in die lewe ook. En probeer so ver as moontlik wat jy kan, altyd maar saam met die natuur werk. Maar soos ek sê, mense, dit is maar die konsep van beddingkies. Dit is nie breinchirurgie nie. Partykeer kan mense oorweldig word en hulle dink hulle moet hierdie groot voorry en jy weet jy het 'n ploeg nodig en ek weet nie wat so goed alles nie. Dis regtig nie nodig nie. Jy het ook nie snaakse grond byvoorbeeld nodig nie. Jy moet wel jou grond ken. Maar al hoe jy hom gaan leer ken, tensy jy hom nou vat vir toetse, is maar om jou jy weet daaraan te plant en met die goed te werk en te kyk wat werk en wat werk nie, soos wat ek al vir julle voorheen gesê het. En dit is nogal belangrik op die einde van die dag, jy weet, so ons weet wat werk hier by ons, met die mis van die diere by,
En daar's sekere goed wat maar net nie werk nie, maar daar's ander goed wat baie goed werk. En dis maar hoe jy daarna moet kyk. So weer 'n keer mense, as jy hierdie goedjies doen, moenie te veel geld gaan spandeer nie. Jy weet dit help nou nie, jy koop vir jou potting soil en al hierdie vreeslike goede en jy plan die ding en dan kom hy anyway nie op nie en dan gaan jy anyway net negatief raak. Gaan gebruik wat jy het. Kyk daar in jou huis, wat kan jy gebruik? Vat sommer 'n bietjie grond uit die tuin uit, vat 'n bietjie mis, meng dit nou maar in jou goedjies in en op die einde van die dag vat jy dit van daar af en dan sal jy sien hoe vinnig die dingetjie actually groei, hoe meer natuurlik jy hom hou, hoe beter amper. Dit help op die einde van die dag om die goed ook gesond en sterk te laat opkom. Ok, julle, net om aan te sluit wat ek oorspronklik gesê het oor die jy weet die companion planting, kan jy nou maar seker sê weer in Engels, is nogal belangrik daar om te verstaan. En is navorsing wat jy natuurlik nou kan doen. Jy hoef dit nie jy weet te wag tot op 99 nie, maar jy moet verstaan, omdat ons dalk gelimiteer gaan word op wat ons die beskikbaarheid is van kunsmis en daai tipe dinge. Jy weet, kan jy nou al begin oefen daarmee om te weet, sê nou maar boontjies en mielies loop saam, want die boontjies sit stikstof in die grond in soos wat hy groei en 'n mielie hou baie van die stikstof. En dan hang dit nou maar af natuurlik watter een van die twee wil jy nou graag oes. Want 'n ding wat ons nogal hier by ons gekry het wat baie goed werk is om 'n plante te plant wat op die einde van die dag half afgeskryf word. So ons plant byvoorbeeld so, as jy nou moet skat, seker so 6 mielies in 'n bedding. Daai mielies kom op en die goggas hou baie van die mielies, hulle eet hulle op, laat daar nie veel oorbly nie. Maar terwyl hulle die mielies eet, los hulle my tomaties uit. Jy moet maar daai goedjies ook in gedagte hou. Daar's redelik baie inligting rondom dit, wat jy maar self kan gaan opsoek, either op Google of selfs op YouTube, net om te wys watter tipe plante gaan saam en werk saam en jy weet, groei ook mooi saam. Jy weet, dit help nie, jy het 'n klomp goed wat teen mekaar kompeteer nie. En dit is nogal belangrik om daai konsep te verstaan. Jy wil hê hulle moet saam mekaar groei en omdat hulle saam met mekaar geplant is, ook laat hulle jy weet, mekaar dan nou aanvul daarmee. Die ander ding waar jy ook na kan kyk is goed soos nou moet ek net onthou wat ek dink is in Engels marigolds. Ek mag verkeerd wees op dit. Maar dit is 'n blommetjie wat jy plant wat vir die goggas vreeslik stink. So op die einde van die dag, as jy dit nou om jou beddings plant, dan keer dit ook nou weer dat die goggas nou nie te veel daarin kom nie. Maar ja, mense, dit is die tipe goedjies wat jy moet gaan navors en wat jy dan nou jou eie kennis moet opdoen oor en seker maak dat jy dit nie hoef hier noodwendig te kom toepas of waar ook al jy heen gaan. Jy wil opeindig waar jy klaar so 'n bietjie van 'n oefening gedoen het daar in jou agterjaar of in jou voorjaar of hoe ook al. Net 'n interessante bysaakie. Jy weet, ons grootouers het nooit grasperke en goed gehad nie. Hulle het tuine gehad en in die tuine was daar goed wat jy kon eet. Jy weet, so daar was 'n paar beete en boontjies en sulke goed. Grasperke en daai goed het eers later gekom. Jy weet, so ons moet maar half terug beweeg na daai tipe scenario toe. Ok mense, ek hoop dit help. Dan praat ons weer.